Goeiemôre aan almal en baie welkom by die volgende erediensie by ons as gemeente NG Kempton Park Oos. Dit is vir ons 'n absolute voorreg om so deur middel van die internet weer tyd saam te kan spandeer. En dan geliefdes van ons as gemeente wil ons aan alle ma's of moederlike figure sê, gelukkige Moedersdag. Ons hoop werklik dat julle vandag bederf sal word, want ons weet, deur julle lewens gee julle net soveel liefde vir die mense rondom julle, so ons hoop dat julle werklik vandag bederf sal word. En dan deel ek graag ook net een afkondiging, die 31ste Mei is dit ons jaarlikse bazaar en ons is baie opgewonde vir hierdie geleentheid. So geliefdes, almal van julle is meer as welkom om daardie dag bietjie by ons in te skakel. Dit sal meer die oggendgeleentheid wees as 'n laatmiddaggeleentheid, maar bring julle vriende, julle familie, kom kry vir julle ietsie lekkers om te eet en kuier net lekker saam met almal wat daar gaan wees. Daar sal ook klomp verskillende aktiwiteite wees vir die kleinkinders en ook bietjie vir die ouer kinders. Ons probeer bietjie meer verskillende aktiwiteite vir hulle ook kry, so kyk maar net mooi uit na alles wat daar sal wees. Ons weet, dit gaan 'n gesellige geleentheid wees. Maar geliefdes, kom ons begin vir oggend se erediens in absolute afhanklikheid van die Here en ek lees vir ons 'n wotum. Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun, deur die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om as gemeente, as familie, saam te bid. Here, dankie dat ons as familie verbind kan wees, waar ons ook so verspreid is, oor die land en oor die wêreld. Dat ons weet, maar daar is iets soveel groter, soveel kragtiger, wat elkeen van ons verbind tot 'n dieper familie. En dit is die liefde wat U vir ons aan die kruis kom wys het. U wat U lewe vir ons opgeoffer het, sodat ons nie vasgevang sal wees deur die dood nie, maar dat ons daarvan vrygemaak sal word, en dat ons die ewige lewe ontvang, vir ons vir altyd in U teenwoordigheid gaan wees, U naam kan verheerlik, en waar daar nie meer pyn of lyding sal wees nie. Here, ons sien uit vir die tyd, dat ons saam met U in ewigheid, in U glorie, in U teenwoordigheid sal wees. Maar ons weet en ons erken ook, Here, hier in die gebroke wêreld waar ons vandag is, het ons ook 'n groter en 'n dieper verantwoordelikheid. Here, is daar soveel wat ons kan doen om U wil te bevorder, U koninkryk te laat geskied. Maak ons oë oop vir daardie realiteit, Here, vir daardie waarheid, dat ons deur die liefde wat U vir ons gewys het, dat ons 'n verskil sal maak, dat ons hierdie verantwoordelikheid, maar ook so hierdie voorreg sal aangryp, om 'n teken van U wil en U liefde in hierdie wêreld te wees. Here, dankie dat ons in U woord kan lees en kan leer van U genade vir ons, dat ons daardeur ook so tot 'n dieper siening kan kom van U wil vir ons as individue, maar ook so as U kinders. Dankie dat ons U naam kan aanroep en weet, ons is nooit alleen nie. Dat U ons versterk, dat U ons bemoedig. Here, dankie dat ons vriende en familie rondom ons het, wat ons ook bystaan, medegelowiges, gelowiges wat deel vorm van 'n groter gemeenskap in U naam. Here, ons kan nie anders as om U naam te prys, vir soveel seëninge en U teenwoordigheid in ons lewe. Here, wees ook so asseblief met elkeen, waar daar bekommernis is, swaar kry, pyn, mismoedigheid. Here, waar ons baie kere vasgevang is in 'n tyd wat ons so swaar kry,
maar dit voel asof dit net nie beter wil nie en ons val net in 'n dieper, donker put in. Help asseblief dat ons altyd aan U sal vasklou, dat ons U as ons lig sal beskou, en dat ons eerder op U sal vertrou as ons eie vermoëns, dat ons op U en die beloftes sal staatmaak. Here, U beloftes wat vir ewig sal bly staan. Ons prys U heilige naam, Here. Ons dank U vir nog 'n geleentheid waar ons na U woord kan gaan kyk. En ek vra dat U woord sal deurdring tot elkeen van ons, en dat ons die nodige veranderinge sal maak om ons verantwoordelikheid as U kinders werklik ter harte te neem. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir vandag gaan uit 1 Johannes 3 vers 16 tot 24 kom. Dit sal wel op die skerm verskyn, maar ek gaan eers begin deur 'n inleiding te deel. As ons vandag God se wil in ons eie persoonlike lewe moet beskryf, geliefdes, waar sou ons begin? Wat sou ons beskou as 'n vertrekpunt om iets so kompleks, so moeilik, enigsins te probeer verduidelik of verwoord? Wat is God se wil in ons persoonlike lewe? Nou geliefdes, ek wil graag begin deur om verskoning te vra dat ek die erediens begin op sulke moeilike noot, veral vir die van julle wat 7 uur die oggend al ingeskakel sit. Ek kan dink dit is nogal 'n moeilike uitdaging om aan te pak so vroeg die môre. Maar terselfdertyd wil ek julle daarom ook gerus stel en sê, maar ons gaan nie hierdie vraag in diepte bespreek en so deurwerk tot 'n finale antwoord nie. Nee. Maar die rede waarom ek hierdie vraag oordra vir 'n oomblik hierby wil stilstaan, is om ons gedagtes in 'n sekere rigting in te stoot, wat aan die ander kant weer hopelik ons meer toeganklik sal maak vir die dieper boodskap van vandag se erediens. So ek wil begin deur net een vraag te vra rakende God se wil. Is God se wil vas en klaar bepaal vir elkeen van ons in hierdie gebroke wêreld? En hiermee bedoel ek nie God se groter plan, sy siening vir ons as sy kinders en die heelal nie. Nee, ek bedoel op 'n meer persoonlike vlak. Is God se wil vir elkeen van ons as individue klaar bepaal en vasgestel? 'n ander manier wat ons daarna kan kyk, hoog bo in die hemel, daar in die Here se kantoor. Ek het nog altyd hierdie beeld gehad van hierdie wit mure en hierdie groot vensters wat oor die heelal uitkyk. Nou net so regs van hierdie groot vensters is daar 'n kabinet. En in hierdie kabinet is sy wil vir elkeen van ons in opgeskryf. Bedoelende, God het bepaal wat elkeen van ons van die dag van ons geboorte af tot en met ons sterfdag hier op aarde doen. En omdat hy dit klaar bepaal het, kan ons niks daaromtrent doen nie. Hy het dit ingevul, ingeskryf in ons leer as voorbeeld en hy het dit weer teruggebere en ons leef bloot dit wat hy daarin geskryf het uit. Of speel ons 'n rol in die uitleef en bevordering van sy wil in ons persoonlike lewe? Het ons enigsins 'n verantwoordelikheid om dit te bevorder en 'n realiteit te maak? Om die beeld van hierdie groot kabinet in God se kantoor verder te gebruik. Kom ons sê God het vir elkeen van ons 'n leer en in hierdie leer staan daar wat op 'n daaglikse basis met ons gebeur. Maar God het dit nie vooraf voltooi nie. Hy het dit eerder oopgelos en hy wil hê dat elkeen van ons, soos ons deur ons lewens gaan, moet ons die keuse maak om dit in te vul en sy wil daardeur bekend te maak. Daar is 'n groot skeur tussen gelowiges reg oor die wêreld as dit kom by elkeen se verstaan of se interpretasie van God se wil vir ons. Baie mense leef onder die indruk dat God se wil is klaar bepaal vir ons. Dis klaar neergeskryf, dit is finaal. Alles wat in my lewe
met my gebeur, is klaar deur God in hierdie leer opgeskryf. En omdat dit klaar neergeskryf is, kan ek niks daaromtrent doen nie. Alles wat ek op 'n daaglikse basis voor my sien uitspeel, is bloot God se wil wat 'n realiteit word. En ek is maar bloot net 'n pion tot God se groter skaakbord. En ongelukkig, wat hierdie siening dan verder doen aan gelowiges wat hierdie standpunt inneem, dit ontneem enige vorm van verantwoordelikheid wat ons veronderstel is om te hê. As voorbeeld, as alles in my lewe klaar deur God vasgestel en vooraf bepaal is, en ek kan dit nie verander nie, ek kan dit nie beïnvloed nie, en ek het ook nie enigstens 'n keuse tot wat gebeur nie, dan het ek nie nodig om enigstens verantwoordelik op te tree nie, het ek? Bestaan daar enigstens iets soos verantwoordelikheid, as alles klaar vooraf bepaal en neergeskryf is? Dan kan ek, soos die voorbeeld wat Dominee Braam al baie gedeel het, in my motor inklim, snelweg toe ry en in aankomende verkeer ry teen 200 km/h. En ek kan my hande van die stuurwiel afhaal, ek kan my oë toemaak en niks sal met my gebeur nie. Want indien dit nie so bepaal is nie, dan is ek veilig. Dan is daar mos nie meer enigstens verantwoordelikheid in my keuse nie, is daar? Ander mense glo weer, maar my reistog hier op aarde, die paadjie wat nog vir my voorlê, is soos 'n leë portret, wat ons as skilders die voorreg het om te voltooi, in te kleur of te verf. En met wat op 'n daaglikse basis met ons gebeur, vul ons dit in. En ons het die keuse wat ons daarop wil skryf of teken. Ons het die keuse om God se wil daarin oor te dra, bedoelende die dag wat ons eendag tot sterwe kom hier op aarde en ons aanskou hierdie lewensportret van ons, dan sien ons God drie-enig daarin, dan het ons deur ons keuses sy wil bekend gemaak. Die een standpunt dra al te duidelik oor, ons het geen sê wat in ons lewens gebeur nie. Ons het geen verantwoordelikheid vir dit wat in ons lewens aangaan nie. En alles wat in hierdie wêreld gebeur, is klaar deur God vasgestel. Dit is sy wil en dit is bloot net besig om uit te speel. Die ander standpunt dra weer oor, ons het 'n sê in wat in ons lewens aangaan. Ons het 'n dieper Bybelgefundeerde verantwoordelikheid in dit wat in ons lewens aangaan, en alles wat in hierdie wêreld gebeur, is nie klaar deur God vasgestel of bepaal nie. Inteendeel, is daar baie dinge in hierdie wêreld wat op 'n daaglikse basis gebeur, wat nie God se wil is nie, en wat lynreg teen sy wil staan. Geliefdes, afhangende watter standpunt ons neem, gaan bepaal hoe ons reageer teenoor 'n medegelowige se hulproep in hul moeilike omstandighede. Laat ek verduidelik deur 'n voorbeeld. Iemand wie ons ken, gaan deur 'n baie moeilike tyd, weens verskeie redes. As ons standpunt is, maar God het klaar alles vooraf bepaal, hy het dit klaar in hierdie leer neergeskryf, sê ons, maar dit wat met hierdie persoon gebeur is eintlik God se wil. God is dan seker besig om op een of ander manier hulle te straf vir iets wat hulle gedoen het. Ek weet nie, ek wil nie te ver in daardie lyn van denke ingaan nie. En omdat God dit klaar bepaal het, dit klaar vasgestel het, kan ons dit nie verander nie. So, waarom sal dit nodig wees vir ons om te probeer help? Ons wil mos nie teen God se wil gaan staan nie, wil ons? Sal maar eerder laat God se wil uitspeel, dit is tog wat die Here vir hulle gekies het. Geliefdes, hierdie lyn van denke maak my regtig bang. Maar as ons die ander standpunt inneem, en ons erken, maar my hande, my voete, my mond, is mediums, tot God se wil, wat bekend gemaak word in hierdie gebroke wêreld van vandag. Nou verander hierdie situasie totaal en al, ek raak skoon opgewonde.
Daar tree 'n gewilligheid in van ons kant af, want ons weet ons kan 'n verskil in 'n geliefde se lewe maak wat werklik in 'n moeilike situasie vasgevang is. Ons kan ondersteun, ons kan uitreik, ons kan help, ons kan liefde betoon. Want ons het 'n verantwoordelikheid om dit te doen. Om God se wil bekend te maak deur dit wat ons doen. Ons is daartoe geroep. So geliefdes, die rede waarom ek hierdie komplekse vraag vanoggend aan julle oorgedra het, is om ons gedagtes te laat gaan rakende, wat is my rol as gelowige in 'n gelowige gemeenskap, rakende my medegelowiges in God se wil. Wat is my verantwoordelikheid? Met die mense wat rondom my sit, die mense met wie ek op 'n daaglikse basis te doen het. Want die een standpunt onttrek ons totaal en al onsself uit iemand se ellende uit. Maar die ander standpunt tree ons hulle ellende in en probeer ons hulle daaruit ophelp. Baie gelowiges vandag leef met 'n misverstand rakende God se wil. En dit verhoed hulle om hulle verantwoordelikheid rakende die bevordering van sy wil uit te leef. Geliefdes, daar is nog soveel gelowiges vandag wat onder die indruk is, maar ons hoef bloot net te glo, en dan kan ons amper ons hande in die lug opgooi en bloot net sien hoe God se wil voor ons eie oë realiseer. Maar hulle het vergeet. Jesus Christus het ons dan geroep tot aksie. Kort voordat hy opgevaar het hemel toe, Matteus 28 vers 19 tot 20, sê die Here al te duidelik, die groot opdrag gaan uit. Maak mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek hulle geleer het. Verantwoordelikheid is daar oorgedra. Maar ongelukkig het ons as mens ons verantwoordelikhede, dit wat die Here in ons hand kom sit het ons teruggedruk na hom toe en gesê, Here, hiermee wil ek nie eintlik te doen nie. Nee, hierdie is eintlik u verantwoordelikheid. Ek wil bloot net terugstaan en aanskou hoe dit alles uitspeel. Geliefdes, ek probeer onder geen omstandighede op iemand se tone trap nie. Ek wil bloot net die nodige lig skyn op een van die groter verantwoordelikhede wat ons as gelowiges teenoor mekaar het. En vanoggend se skriflesing kom gee vir ons baie duidelikheid daaroor. Soos uitgelig, ons skriflesing is 1 Johannes 3 vers 16 tot 24, kom ons lees dit saam. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewe vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broers sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met daad bewys word en dan in opregtheid. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons gewete voor hom tot rus te bring. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na hom te gaan. En wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. En dit is sy gebod. Ons moet in sy Seun, Jesus Christus, glo, en ons moet mekaar lief hê ooreenkomstig die gebod wat hy ons gegee het. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy Gees gegee. Ek lees tot sover. Die gedeelte begin met deur wat Jesus Christus vir ons gedoen het, sy lewe wat hy vir ons afgelê het, weet ons, het ons tot 'n dieper insig, 'n waarheid gekom van wat liefde is. En deur dit is daar 'n roeptog wat na ons toe oorgedra word, dat ons dieselfde vir ons medegelowiges moet doen. Ons kan baie maklik hierdie gedeelte interpreteer en sê,
Maar omdat Jesus vir ons gesterf het, sy lewe opgeoffer het, daarom moet ons presies dieselfde vir ons medegelowiges doen. Ons moet so ver gaan en so bereid wees, dat ons tot vir hulle sal sterf. Nou geliefdes, ek sê jammer om te sê, maar dit is die waarheid. Maar, ons moet er 'n bietjie meer eerlik en logies hieroor dink. Die punt wat die skrywer probeer oordra is nie dat ons almal vir ons medegelowiges moet sterf nie. Nee, dit is nie volhoubaar in 'n gelowige gemeenskap nie. Dink julle self net vir 'n oomblik in. As op 'n weeklikse basis daar konstant mense moet sterf vir hul medegelowiges, wat gaan met daardie gelowige gemeenskap in die toekoms gebeur? Wel, daar gaan nie veel meer oor wees nie. So die beter beskouing van hierdie vers is, omdat ons as gelowiges tot hierdie insig gekom het van wat liefde is, moet ons bereid en gewillig wees om 'n gedeelte van onsself op te offer, sodat iemand anders daardeur kan baat. Vers 17 brei bietjie meer hieroor uit. Dit sê, wie aardse besittings het, en hierdie is verwysend na, soos die teks sê, aardse besittings, dit wat ons nodig het om van te oorleef. So die wie baie hiervan het, of genoeg hiervan het om gemaklik te van kan leef, en na hulle medegelowige kyk, wie minder het, spesifiek, hier word 'n groot skeiding oorgedra, die wie baie het, wat kyk na die wie min het. En nie enigsins 'n reaksie daarop het nie enigsins iets daaromtrent doen, of 'n gevoel het nie. Hoe kan so 'n persoon die liefde van God in hulle hê? Moeilike woorde. En geliefdes, ek dink 'n hele klompie van ons se gewete speel nou so 'n bietjie rond met ons. Ons gaan binnekort bietjie meer daarna kyk. Maar ek dink dit is nodig vir my om bietjie meer konteks uit te lig rakende die gebeure van destyds. 'n Gelowige gemeenskap in die vroeë jare het heeltemal anders gefunksioneer as wat dit vandag doen. Hulle het in onderlinge mededeelsaamheid geleef. Dit was meerderheid van die kere ook 'n baie klein gemeenskap, 'n handjievol mense wat saam hierdie gelowige gemeenskap ingetree het en hulle het van mekaar staat gemaak om te oorleef. Daar was 'n baie groot verantwoordelikheid onderlangs mekaar om te doen wat hulle kon, sodat hulle as geheel sou kon oorleef. Daar was 'n baie groot noodsaaklikheid aan 'n ondersteuningsbasis van mekaar af. Maar dit beteken nie dat ons vandag wat afgesonder is van hierdie beskouing van 'n gelowige gemeenskap wat eintlik een keer 'n week dalk by die kerk by mekaar kom en verder is dit nie veel met mekaar te doen het, dat ons eintlik onsself nou nie te veel hoef te steur aan hierdie teks nie, en ons kan eintlik maar net aanbeweeg. Nee. Die roeptog wat die skrywer hier oordra, is tot 'n dieper, sterker, gelowige gemeenskap in Christus. En geliefdes, dit is ook op ons van toepassing, om die groter verantwoordelikheid raak te sien, wat ons tot ons medegelowiges het. In vers 18 dra die skrywer 'n kragtige voorbeeld oor van wat om nie te doen in hierdie situasie nie. Ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie. Volgens die Grieks kan dit ook vertaal word as ons liefde moenie net mooi woorde wees nie, maar dit moet in daad bewys word. Dit is baie maklik vir ons vandag om mooi woorde, lippetaal, lippeklanke aan iemand anders oor te dra wat vasgevang is in 'n baie moeilike situasie. Ek gebruik baie kere die voorbeeld. As ons bereid is om vir iemand te bid, tot die verbetering van hulle omstandighede, en terwyl ons bid, is ons in staat om meer te doen, sonder om te groot las op onsself te plaas, maar ons kies om net by die lippetaal te bly, dink ek nie ons verstaan die groter verantwoordelikheid wat ons het binne 'n gelowige gemeenskap nie, en daarmee probeer ek niks teen gebed sê nie. Ons moet vir mekaar bid. Die punt wat ek probeer oordra, as ons vir iemand kan bid, en ons kan meer doen as net bid,
maar ons kies om eerder net woorde te gebruik, moet ons dalk weer gaan kyk na ons verantwoordelikheid teenoor ons medegelowiges. Ons kan baie maklik na die mense rondom ons kyk en sê, die Here sal intree, die Here sal deurbraak bring, hy is besig om met hulle te werk. Ons sal maar net voorlopig vir hulle aanhou bid, en ons sal maar net kyk, ons sal aanskou hoe al hierdie dinge gebeur. Geliefdes, in so 'n geleentheid, is dit nie eintlik ons verantwoordelikheid om God se wil in hulle lewens te laat realiseer nie? Is dit nie vir ons 'n voorreg om in die naam van God drie-enig 'n medegelowige se lewe in te tree, hulle las te verlig en God se wil bekend te maak aan hulle nie? Dit is baie maklik om die standpunt in te neem, maar God se wil sal dit uitsorteer. God se wil, daar sal deurbraak kom deur God se wil, en dan staan ons terug. Wat gebeur is ons ontneem onsself van die verantwoordelikheid wat God aan ons oorgedra het. Vers 19, dit sê, hierdeur, bedoelende ons wat uitreik na ons gelowiges, ons medegelowiges, hierdeur sal ons ook te wete kom, dat ons aan die ware God behoort. Ons sal weet dat ons in die waarheid leef, deur ons optredes teenoor ons medegelowiges. Maar, baie kere kom smokkel ons hart met ons, kom kla ons hart by God aan, en hardloop ons gewete bietjie rond. Dalk was daar 'n situasie in julle persoonlike lewe, waar julle gekies het om nie verder in te tree en iemand te help nie, vir wat ook al rede dit mag wees, dit gaan nie daaroor nie. Maar nou sit ons met ons gewete. Ek het gekies om nie iets te doen nie, en dit dra swaar aan my, dit kom tussen my en God, dit ontneem my van die vrymoedigheid wat ek veronderstel is om te hê, om God te nader. Want ons het nie ons verantwoordelikheid ter harte geneem nie. En nou vermy ons eerder God, want dit is die makliker keuse om te maak. Geliefdes, hierop kom sê die teks, God is groter as ons gewete, en hy weet alles. Bedoelende sy genade strek baie verder as ons gewete, dit wat ons gedoen het of dalk nou nie gedoen het nie. Moenie laat dit in die pad staan van ons verhouding met God, ons bereidwilligheid om hom te nader in dit wat ons doen nie. Want hy kyk verby ons tekortkominge, en hy moedig ons aan om hierdie groter verantwoordelikheid aan te gryp en sy wil bekend te maak. Vers 22 is een van daardie tekste wat baie maklik verkeerd interpreteer kan word. Ek lees dit weer vir julle. En wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. Die skrywer is nie hier besig om die boodskap te probeer oordra, maar wat ook al julle vir die Here vra, irrelevant van wat dit is, vra en dit sal vir julle gegaan word nie. Nee. Geliefdes, hierdie skriflesing, as ook die hele brief van 1 Johannes, is gesentreerd rondom 'n gemeenskap in Christus wat bevorder moet word, wat versterk moet word. En enige iets wat ons vra om dit te kan doen, daarmee sal God help. As ons vir die Here vra en in opregtheid vir hom soebat en smeek, maar Here, help ons, dat ons medegelowiges se laste kan dra, laat ons saam as 'n ondersteuningsbasis vir hulle kan bied, sal hy ons daarin help. Want dit is deel van om in hierdie waarheid te leef, volgens sy gebod. Verse 23 en 24 gee dan vir ons bietjie meer duidelikheid oor sy gebod. Ek lees dit weer. En dit is sy gebod. Ons moet in sy seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar lief hê ooreenkomstig die gebod wat hy ons gegee het. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly,
Hy het ons sy gees gegee. Geliefdes, ek sluit af. Ons as gelowiges is geroep om te getuig van wie en wat God drie-enig is en dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Maar ons is ook geroep om as 'n gelowige gemeenskap uit te reik na ons mede-gelowiges en te help daar waar ons kan. En deur dit te doen, deur daardie verantwoordelikheid ter harte te neem, maak ons sy wil bekend aan die mense rondom ons, al is dit dalk net vir 'n oomblik of vir 'n kort tydjie, die lig van God wat in hulle donker wêreld inskyn, vir hulle dalk net bietjie vertroosting bring. Hoekom dink julle bestaan daar soveel verskillende denominasies reg oor die wêreld wat kan skei en kan stry oor amper enige teologiese saak wat daar is, maar amper elke liewe een van daai kerke stem ooreen en sê, maar koffie en tee moet bedien word. Hoekom dink julle is dit so? Want dit is tydens koffie en tee waar ons uitreik na mekaar toe en waar ons hoor hoe gaan dit met mekaar. Dit is 'n geleentheid waar ons na 'n medegelowige toe kan uitreik en sê, maar waar kan ek help? Help, gee vir my bietjie van jou las, dat ek dit vir jou ligter kan maak. Ek sal doen wat ek kan. Geliefdes, spandeer ons werklik genoeg tyd by ons medegelowiges? Is ons bewus van wat in mekaar se lewens aangaan? Of kies ons eerder om woorde en lippetaal met mekaar te deel, mooi klanke en woorde, met die gedagte, maar God sal dit uitsorteer, God sal deurbraak daar bring. Geliefdes, ons is 'n medium tot God se wil in hierdie wêreld vandag. Dit is 'n roeping wat elkeen van ons ontvang het, dit is 'n verantwoordelikheid, maar boonop alles is dit 'n voorreg om te kan sê, ek doen in die naam van God drie-enig. Ek tree op, want dit is deur hy wat vir my lief is, wat weet wat ware liefde is. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, dankie dat ons deur u optrede kan sien wat ware liefde is, dat ons geroep is tot soveel meer. Help asseblief dat ons verantwoordelikheid ter harte sal neem, dat ons werklik sal optree en dat ons nie sal wegkruip agter woorde nie, maar Here, dat ons liefde, dat ons geloof sal oorspoel tot daad. Dankie Here dat ons hieraan kan deel hê. Here, dankie dat ons kan weet, maar u is werklik lief vir ons. Dankie vir die mense rondom ons medegelowiges wat so na ons toe uitreik. Maar help asseblief dat ons nou dieselfde kan doen en hulle kan ondersteun. Ons prys u heilige naam. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ons lei en versterk om as sy wil hierdie gebroke wêreld in te tree, sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.